Kry so in jou Bybel reg, Matteus, hoofstuk 11. Het jy nou net die draad geluister vanoggend? In die liedjies, en wat jy gebid het vanoggend, en al die klagtes wat jy gehad het jy die draad gevolg? Ja, ons God is groot. Ja. Daar's 'n issue, met ander woorde. Ek hoor daar's 'n issue. Ons praat oor daai issue vandag. Wat is dit? Peace. Rus. Vrede. Is dit oké met julle? Ja, amen. Matteus 11. Is jy daar? Ja. Dis nie, ek praat nie die kamer of in die huis uit nie, ek praat uit my liggaam uit. Sit nie jong vir my. In ons wandel met die Here het Annelies my moes kerk toe getrek. Toe kry ons 'n kerk, toe bly ons daar. Toe gaan sy op 'n kursus en ek pas kinders op. En eendag was sy op 'n kursus, toe hoor ek die wie van julle ken Karika Keesenkamp? Weet julle wie is dit? Sy sing 'n liedjie van my. Sy sing 'n liedjie wat sê kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. En op daai oomblik was in my gemoed iets aan die warbel. Ek was nie uit peace. En ek hoor hierdie betraagde liedjie. En die liedjie praat met my. En ek besluit toe, dis 'n donderdag aand, om die pastoor te gaan sien. Sommige Saterdag, ek moet nie lank vat nie, sommige Saterdag. Oor my issues met hierdie vrede wat sy nou gaan sing wat ek nie het. En dis toe die dag wat ek na my hart vir die Here gee en gedoop is in die Heilige Gees en alles. As gevolg van die lied. Matteus 11 vers 28 sê wat? Aha. Die message. Kom, kan ek vir julle lees wat sê die message? Hy sê, are you tired, worn out, burned out of religion? Come to me. Come get away with me, and you will recover your life, and I will show you how to take a real rest. Is dit nie awesome? I will show you how to take a real rest. In die week lees ek iets, en ek sê vir Annelies, hoor hierdie storie. As 'n jong pastoortjie, en 'n ou tannie van die gemeente sê vir hom, Boetie, wanneer rus jy? Is die tannie die duiwel rus nie, so ek kan hom nie rus nie. Sê sy hom, jy hang die verkeerde ou aan, tot Jesus moes rus. Jy volg die verkeerde ou se voorbeeld. Volg die Here se voorbeeld. Jy moet op 'n plek van rus kom. Want jou krag kom uit die plek van rus uit. Terwyl jy besig is om te beklei en te stry en te struggle, is jy nie at peace nie. Maar wanneer jy in hy vrede is, dan kan jy die vyand oorwin. Ek kan nie vir jou sê hoeveel peace ek gevoel daai dag toe ek moes nou die pastoor gaan sien het, en jou hart is net at peace man, jy's net rustig. Maar ongelukkig hou daai rustigheid nie vir altyd nie. Jy kan op maandag begin met al die peace in jou hart en rustigheid, maar so hier teen donderdag dan is jou gedagtes all over the way, en jy stres, en jy bekla, en jy nie altyd kern nie, maar as dinge wat jy probeer onderkry, omdat jy nie in die peace is nie, omdat jy dit met jouself wil uitmaak, jy wil self daai probleme uitsorteer, want dis wie ons is, ons gedagtes is all over the show, en ons wil ons eie probleme uitsorteer. Kom ons gaan nie bietjie weer terug, in die rus en vrede van Here. Want uit dit kan jy oorwin. Ja. Jy kan nie oorwinning kry, as jy beklei nie. Dat hulle praat van ouetjie, Melkbos se strand gaan ons so. Jy kan 'n myl inloop as die water so. Gaan by Blouberg, jy loop so 2 oog, dan is dat so glad. Nou die ouetjie loop so in, tot so in die water, en so,
toe simply, nou kom hy op en hy spaar hulle, hy kom op en hy spaar hulle, in die lewe is hy nie sien, maar hy doen niks nie. En sy vriende raak agitated, want hy doen niks nie. Hy sê, ek sal nou. En toe die ou nie meer so op en af spaar om die toe gaan haal en uit. Julle ken die storie. Die lewensredder sê, ek kan hom nie gaan red, terwyl hy nog nie oorgegee. Terwyl hy so spook en spartel gaan hulle albei verdrink. Hy moet oorgegee, dan kan ek hom gaan red. Want terwyl hy spook en spartel gaan hulle geentwine raak en hulle gaan albei verdrink. So terwyl hy spook en spartel en nie oorgegee nie, kan die Here nie werk. Amen. Jy moet oorgee, dan kan die Here werk. Jy moet in vrede wees, dan kan jy werk. Dan werk die Here in. Dis kwaai, né? Wie het nou gedink jy gaan oorlog wen met vrede? Dis wat die woord sê, jy kom in die teenoorgestelde gees. As hulle kom beklei, dan wys jy liefde. As hulle vloek en skree, dan seën. As hulle weier om in jou papiere te werk, bid vir hulle, sal hulle werk. Want jy moet in daai vrede kom, sodat die Here kan werk. Terwyl ons spook en spartel, word dinge nie gedoen nie. Nou daai versie begin weer te sê, kom na my toe sê. Hy sê nie, kom na die dokter toe nie. Hy sê nie, kom na die bankbestuurder toe nie. Hy sê nie, kom na Boeddha toe of Allah toe. Hy sê, kom na my toe. Wie is my? Jesus. God. Jesus. Kom na my toe. En dan sê, ek sal vir jou rus gee. Verstaan julle daai? Hy het ook nie gesê, kom kerk toe. Kom na my toe. Kom na my toe. In die byeenkoms. Kom na my toe. En soos hy liedjie gesê, op my knieë beklei moes my vriend. Kom na my toe. Kom na my toe. En ek sal jou rus gee. Hy sê, ek gaan julle 3 puntjies gee. Daai vers het 3 puntjies wat ons gaan help om terug te kom in vrede. Eerste punt is, kom na my toe. Nie na enigiets anders toe nie. Kom na my toe. Want hy sê vir ons, hoekom kom ons na hom toe? Dis prins van vrede. Want hy het jou gemaak. Hy weet waar's alles in jou. Dis maar soos die ou wat die kar ontwerp. As daar probleme is, hy weet wat maak nou tik in die engine en wat. Want hy het hom gebou. Die Here weet, Jesus weet presies wat in jou aangaan, want hy is inwonend in jou. So kom na my toe, hy kan, wil en gaan en sal dit uitsorteer. Want hy weet presies wat die probleem is. Weet jy wat, jy kan gaan sit by 'n beraader en hy gaan na jou luister, maar hy weet nie presies wat die probleem is nie, hy gaan probeer help. Jy kan kerk toe kom en luister na boodskappe, dit gaan jou help, maar dit gaan jou nie vry maak. Dit kom na my toe. Die tweede een is wat hy daar sê, is, ek gaan die versie vir julle lees. Almal wat bemoeid en belas is. Wat sal nou vir ons bemoeid en belas maak? Daai Engels vers wat ek gelees het sê, worn out and burned out on religion. Dit is verskriklik om te sê dat religion jou burn out. Met ander woorde, kerk burn jou out. Daai pastoortjie was so besig om die dinge van die Here te doen heel dag lank, dat hy nie kon rus kry nie. Maar sy verskoning is omdat die duiwel nie rus nie, die duiwel is al ewig besig onder ons, kan hy nie ook rus nie, want hy moet heeltyd oorlog voer nie teen hom. Sy religion het hom uitgebrand. Nie sy verhouding met die Here nie. En dis twee verskillende dinge. Sy religious werke het hom uitgebrand. Kom ons stop bietjie met dit. Jy moet rus.
Jou binnekamer gebed is vir jou, nie vir ander mense. Ons hou bidgroepe, en daar's niks fout met daai goedes nie, maar jy moet rus, jy moet vir jouself gaan uittree, en vir jouself intree. Jy moet tot daai punt kom, dat jy kan rus ervaar. Want as jy nie rus ervaar het nie, hoe gaan jy oorwinning kry? Miskien werk jy die ander dinge vir jou, en jy bid daar, en dit werk jou, maar dit gaan op 'n punt kom, dat jy voel, dit werk nie meer. Dit werk nie meer. Jy sien nie meer dadelik daar's genesing nie, jy sien nie meer dadelik daar's voorsiening nie, want jy's uitgeput. En daai gebed wat jy bid, is so half uit gewoonte uit. Gaan bietjie terug en rus. Kom na hom toe, hy wat jou rus gee, sodat jy uit vrede uit die krag kan neem om te oorwin. Ons almal is daar. Niemand van ons loop eers 'n hele week sonder om rus nodig te hê. Want jou gedagtes is al in. Jy hoor van die ou se probleem, dan bid jy vir hom as jy 'n goeie mens is, jy hoor van daai, jy bid vir dit. Dis uitputting. Wanneer bid jy vir jou? Wanneer kom jy tot rus, sodat jy oorwinning kan kry? Is julle met my? Moenie my loer. Jy loer my. Weet jy, die arme fariseërs, hulle het 10 gebooie gekry, soos ons almal. Dit het hulle uitgeput. Want hulle het 1010 wette gemaak, sodat ons 10 wette kan gehoorsaam. Verstaan jy wat ek sê? Hulle het soveel wette gemaak, om hulle te help, om die 10 wette wat oorspronklik was, te kan doen. Hulle was so erg gewees, daar's net een God, né? Ja. Hulle het so oorverkondig, en hulle het so reklame gedoen, dat mense naderhand nie geweet het, wie is die God van wie hulle praat. Bid tot een God, tweede. Hulle het sommer dag en nag soos die Jode doen, hulle gaan 10 keer kerk toe gaan bid, maar wat beteken dit? Want hulle het al die reëls, jy moet so bid, jy moet so staan, jy moet so nee. Dis nie verhouding. Hulle het soveel reëls, net om seker te maak, hulle kan 10 gebooie onderhou. Dit is wat die woord sê, dit put jou uit. Religion put jou uit. Bly weg van dit. Want die reëls, wanneer jy reëls volg, dan weet jy nooit, het jy genoeg gedoen om te ongeslaag het nie. Want ons kry nie 'n rapportkaart en sê jy het 100% gekry, of jy het gedryf nie. Ons weet nooit, het ons genoeg gedoen, volgens die reëls, om nog in tel te wees nie. Want reëls stel vereistes. En my woord sê, kom na my toe, net soos jy is. Dis hoekom daar die woord is van 'n ou wat in die oggend begin werk het, en teen die aand het hy 'n loon gekry, en die ou wat halfdag gewerk het dieselfde loon gekry. Ken julle daai storie? Ja, die wat 'n uur voor die tyd het dieselfde loon gekry. Nou die ou wat die hele dag gewerk het, wat dieselfde loon gekry het, hy was dikwels. Die ou wat halfdag ingeklim het en dieselfde loon gekry het, hy was dikwels. Ek kon ook moes maar onder die boom gaan lê en nie vir halfie kom werk het vir dieselfde. Reëls. Breek jou af. Verhouding bou jou op. Amen. Daar's mense wat 'n verkragter was, wat 'n moordenaar was, wat in die tronk was. En in die tronk is daar 'n bediening aan die gang en kom hy tot Christus. En weet jy wat? Hy gaan saam met die ou staan, skouer aan skouer, wat van geboorte af, of van dat hy jong was, sy hart vir die Here gegee het en niks verkeerd gedoen het. Hy gaan skouer aan skouer staan enige iemand. Dankie Vader. Genade. Omdat
jy by 'n plek gekom het, wat jy oorgegee het, sodat jy kan gered word. Wat jy oorgegee het, sodat Christus jou kan vrede gee, sodat jy in vrede kan oorwin. Amen. Jy moet net 'n bietjie stil staan en om jou kyk. As jy nie oorwinning het oor iets nie, gaan jy 'n bietjie weer gaan kry weer vrede. Kyk net onder jouself, as jy besig om dit self uit te sorteer, of soek jy vrede sodat God dit kan uitsorteer. Want hy kan. Amen. En hy wil. En dan sê hy hierso, as jy dit punt opgemaak het, ons moet daai gift van vrede kry. Ek het daai versie gegee, I will show you how to really rest. Jy moet kom op daai punt, wat jy ontvang, wat die woord sê, en ek sal jou rus gee. Wanneer hy vir jou rus gee, beteken nie jy gaan rus. Jy gaan rustig wees, jy gaan vrede hê, en in daardie vrede is oorwinning. Het jy al van die Bybel gelees? Daar was oorwinnings partykeer, wat niemand eens aangelig het nie. Ja, wat goed gedaan. Engele. Waar die engele ingekom het, en die ouens so verwar dat hulle mekaar doodgemaak het. En die Israeliete het nie 'n swaard gelig nie, maar oorwin. Want hulle was in vrede. Hulle weet, God het so gesê, so glo dit, wees in vrede. Be at peace. En hy doen dit. En hy doen dit. En stap op droog grond weer. Dis dit. Solank as wat ons straf, solank as wat ons beklei, solank as wat ons nog nie oorgegee het, gaan jy aanhou beklei, gaan jy aanhou straf. Jy moet oorgee, sodat vrede jou kan val, sodat jy kan terugstaan met 'n oop gemoed en sien wat die Here doen. Weet jy wat, as jy so beklei en stry, kan jy nie sien wat die Here doen. Jy kan skaars sien wat die vyand doen, wat jy so besig. Vrede, en dan sal jy sien. Sê hulle met my. Amen. So wat het ek jou gesê? Kom na my toe. Almal. Kom na my toe. En ek sal vir jou rus. Ontvang hy vir Sien, baie mense dink, ons moet so hard werk, en ons moet soveel effort insit, om die Here te please. En alle effort wat ons insit, lyk dit vir ons, die Here is nie gepleased. Ons kan nie die Here please nie. Want ons probeer dit ons eie doen. Jy kan nie. Wanneer jy in vrede is, dan please jy die Here. Want dan laat jy hom toe, om te doen wat hy kan doen. Hy kan nie vir jou iets doen, as jy dit nie by hom los nie. Weet jy hoe werk 'n dispatch unit? Dit is wat jy. By enige plek het 'n dispatch unit. So, Checkers goed afdeling is 'n uitgaan, dispatch. Ja, die goed gaan Die uit 60's werk met daai unit. Jy moet daar gaan, kry groceries en gaan lewer af. Jy kan net begin aflewer as jy al die groceries het. Nou as jy jou mandjie pak om te gaan en hulle haal weer uit en jy pak weer in, dan is 'n op en af in en uitsittery, niemand kry niks nie. Solank as wat jy dinge uit die Here se hande uit probeer uithaal, kan hy dit nie doen nie. Solank as jy beklei oor daai ding self uit te sorteer, kan die Here dit nie doen nie. Gee dit vir hom. Los dit vir hom. Hy doen dit. Dit is prideful om dinge uit die Here se hande te vat. Want jy sê van ek kan dit. Ek kan dit beter maak. En dit is moeilik. Want ons is mos daai prideful mense. Ons wil niemand van ons probleem vertel nie. Ons wil niemand dit doen nie. En weet jy wat, omdat jy skaam is partykeer vir jou probleem, wil jy dit nie eens vir die Here gee. Eina. Gee dit vir die Here. Hy kan, wil en sal dit doen. Want dan het jy peace.
Julle nog met my? Nee, daar gaan ek nie veel vertel. Staan so. In jou hart, weet jy, hoekom is jy nie vandag at peace nie? Kom ek challenge jou, gee dit vir jou. Hy sê, kom na my toe. Kom na my toe. Want hy weet, ons is almal bemoeid en belas. Sekere tye, en sekere oomblikke van ons lewens is ons almal bemoeid en belas. Hy sê, en ek sal jou rus gee. So wat ook al jou probleem is, wat ook al jou vrede steel, gee dit vir jou. Want hy sê, ek sal jou rus gee. Jy sal oorwinning kry uit sy vrede. Amen. Dankie Vader vir die liefde vanoggend, Here, dat die bemoeienis met ons gemaak het, Here, om tyd te neem, en met ons te kom praat, Here, en vir ons net te herinner, ons het die vrede nodig. Dat ons nie rondhardloop, Here, soos daar 'n jong pastoor, en soos 'n warrelwind oralste alles wil doen, Here. Ons het rus nodig. En wanneer ons kom, Here, vir daardie rus, dan gee U dit in oorvloed, want U, Here, self het gerus. Ons het rus nodig. Ons dankie, Here, dat U Gees in ons harte sal werk, Here, om hierdie waarheid vir ons te